Goeiedag geliefdes. Gister het ons saam ontdek dat Paulus die beginpunt van 'n volwasse geloofslewe by onsself plaas. Voordat ons na ander kyk, nooi hy ons om eerlik na ons eie hart te kyk. Hy herinner ons dat elkeen verantwoordelikheid moet neem vir sy eie wandel met die Here. Nou bou hy voort op daardie gedagte. Hierdie hele week gaan ons reis deur hierdie gedagte van hoe lyk volwasse geloof. Nou, hy wys vir ons dat verantwoordelikheid nie net 'n houding is nie, dis nie net 'n gesindheid nie, dit word sigbaar in die keuses wat ons elke dag maak. Lees gou saam met my Galasiërs 6 vers 7 tot 8. Moenie julleself mislei nie. God laat hom nie bespot nie. Wat 'n mens saai, dit sal hy ook oes. Hy wat op die akker van sy sondige natuur saai, sal uit die sondige natuur verderf oes. Maar hy wat op die akker van die gees saai, sal uit die gees die ewige lewe oes. Ek dink meeste van ons verstaan hierdie beginsel wanneer dit by boerdery kom. Ek dink dit maak redelik sin. 'n Boer verwag nie mielies as hy koring geplant het nie. Nee, dit sal net glad nie sin maak nie. Dit kan dalk 'n wonderwerk wees, maar dit is nie logies nie. Hy verwag ook nie 'n oes as hy glad nie gesaai het nie. Jy sien, die saad wat in die grond ingaan, bepaal uiteindelik die tipe oes wat jy kry. Paulus sê, dieselfde beginsel geld vir my en vir jou, wanneer dit kom by ons geestelike lewens. Elke dag, ons saai iets, ons saai met ons woorde, ons saai met ons houdings, ons saai met die manier waarop ons tyd gebruik, ons saai ook met ons gedagtes, daar's dinge wat ons dink en oorwonder, ons saai deur die mense na wie ons luister, ons saai deur die dinge waarmee ons gedagtes vul, ons saai deur die manier waarop ons reageer, wanneer iemand anders ons teleurstel. Dalk is dit hoekom Paulus begin, hy begin hierdie gedeelte deur te sê dat elkeen van ons, onthou nou die eerste verse wat ons gekyk het na vers 5 en 6 vroeër die week, dat elkeen van ons moet verantwoordelikheid neem vir sy eie lewe. Want niemand anders kan namens my saai nie. Dis eintlik niet logies. Niemand anders kan namens my kies om die gees van God te volg nie. Niemand anders kan die oes van my keuses in my plek inbring nie. Geliefde, dit gaan oor my en jou. Ons moet verantwoordelikheid vat, maar hier is nogals wat my opval. Paulus sê nie hierdie dinge om ons bang te maak nie. Hy sê dit om vir ons hoop te gee. Want as 'n mens vandag goeie saad saai, as ons goeie saad kan saai, beteken dit dat môre se oes hoef nie dieselfde te wees as gister se nie. Ek hoop jy hoor dit, dis vir my so kosbaar. Dis die goeie nuus van die evangelie. In Christus is ons nie vasgevang deur ons verlede nie. Deur die werk van die Heilige Gees kan God nuwe saad in ons lewens laat groei. Hy vorm nuwe gewoontes, hy verander ons karakter van binne af buitentoe. Hy leer ons om anders te praat, anders te dink, anders lief te hê. God kom verander ons en mettertyd begin daar 'n nuwe oes verskyn as gevolg van die nuwe tipe saad waarmee ons saai. Dis nie omdat ons onsself verander het nie, dis nie 'n ek ding en 'n jy ding nie, dis 'n bonatuurlike God ding. Dis omdat ons geleer het om saam met God en saam met sy gees te wandel, saam met sy gees te leef. Dis hoe ons herskep word. Miskien is dit 'n goeie vraag om vandag saam met jou te neem. Dink hieraan, watter saad saai ek tans in my eie lewe? As iemand vandag na my woorde, my prioriteite, na my daaglikse gewoontes sou kyk, watter oes sou hulle dan verwag? Mag ons vandag, geliefde, mag ons bewuslik kies om op die akker van die gees van God te saai, want God is steeds besig om my en jou te herskep. Hy is heeltyd besig om te doen. Baie keer begin sy herskepingswerk nie met groot dinge, hierdie bonatuurlik, begin met die klein getroue keuses, wat niemand anders te eers raak sien nie. Geliefde, wat is die saad waarmee jy saai? Saai jy op die akker van die gees, of saai jy op sondige natuur? Kom ons bid saam. Hemelse Vader, vandag wil ek vir U dankie sê vir U enorme genade oor ons lewens. Dankie vir die leiding, dankie vir die liefde, en dankie vir lewe. Dankie dat U elke dag in ons werk. U herskep elke dag ons gedagtes, ons karakter, ons maniere, en dit gebeur wanneer ons bewuslik saam met die Gees van God wandel. Here, dankie dat deur U genade leer ons om meer getrou te wees aan U. Soos ons leer hierdie week om verantwoordelikheid te vat vir ons eie geloof, vir ons eie wandel saam met U, deur saam met die Gees van God te wandel en toe te laat dat U ons gees van binne af buite transformeer, so verander ons lewens en ons groei na geestelike volwassenheid. En uiteindelik, Here, sal ons gedrag teenoor ander mense regtig
bonatuurlik gesond en mooi begin lyk. Ek bid vir die genade, ek bid vir die leiding, ek bid vir die res van hierdie week wat vir ons voorlê. Dankie vir die liefde, dankie vir die teenwoordigheid. Ons bid dit alles in die kosbare mooi naam van Jesus Christus. Amen en amen. Geliefde, ek sien julle weer môre. Gaan in vrede. Totsiens.